by Dramaties 26. Yes. Dit is 'n fees om jou hier te hê. Ek hoop jy is reg vir 'n week wat jy nie gou gaan vergeet in jou lewe nie. Vir wie van julle is dit die eerste keer wat jy by Dramaties is? O, julle is in vir 'n lekker week. Baie welkom, ek hoop dit is vir jou fenomenaal. Wanneer ek en jy by mekaar is, Sondag, Maandag, Dinsdag, Woensdag, enige dag van die week, enige tyd van die jaar, is ons hier vir 'n erediens. En baie keer lyk dit anders as ander tye, maar in die hart van elke enkele ontmoeting wat ons hier het, is die God wat vir jou 'n plek gee by sy tafel en sê, hier, jy is welkom by my. Ek maak vir jou plek by my. Nie omdat jy goed genoeg is nie, daar's niks wat ek kan doen om dit te verdien nie, is nie 'n plek waarvoor ek gewerk het nie, is iets waarvoor ek goed genoeg was nie, is 'n plek wat ek kry by God, omdat hy die een is wat uit sy genade en sy liefde sê, ek mag hier wees. En daarom kan ons elke diens begin met hierdie woorde, God groet jou vanaand met die woorde, genade en vrede vir jou. God se huis, God se hart en God se arms is wyd oop vir jou. Geniet dit om by God te mag wees. Almagtige, ewige, wonderlike God, U wat alles is. Ons het die voorreg vanaand om in U teenwoordigheid te wees, as 'n stukkie van U huisgesin. Dankie daarvoor, dat U ons plek gee by U, dat U ons innooi by U, dat U met ons kom praat vanaand. Heilige, almagtige, drie-enige God, ons bid dat U vir ons sal help, dat ons nie 'n oomblik van dit sal mis nie. Dat ons U stem kan hoor vanaand, dat ons dit kan gaan leef. Amen. As jy nog nooit hier by ons was nie, sal jy dalk wonder, ja, maar dit lyk belaglik hier. Dit is 'n klein bietjie anders as 'n gewone Sondag aand by ons. Dit is, hoe dit gaan klink, dis hoe dit klink op 'n Sondag aand by ons. As jy gekom het, want iemand het vir jou gesê, jou kinders, jou kleinkinders het vir jou gesê, joh, hierdie is nou 'n mooi en lekker diens, dis al 'n bietjie harder as wat jy aangewoond is. Maar dis 'n erediens, dis 'n plek waar ons 'n gesprek met God kan hê, en ek sien uit daarna om dit vanaand saam met jou hier te celebrate. Maar dit is ook dramaties, wat beteken dit lyk en dit klink 'n bietjie anders as gewoonlik, en vanaand is die eerste van 4 aande, en elke aand is 'n deel van die storie, so as jy vanaand hier uitstap en vir iemand sê, nee, dit was 'n nice storie, 'n bietjie weird geëindig, sommer dit nie geëindig het nie. Dis net deel van die storie, dit eindig Woensdag aand, en as jy nou môre aand een of ander verskriklike belangrike vergadering het, soos jou kinders sal sê, ditch dit, maar as jy nou regtig nie kan vir een of ander rede nie, elke aand het ons so 'n bietjie van 'n catch-up, ons sal vir jou sê wat die vorige aand gebeur het, sodat jy in die storie is, so dan kom jy Dinsdag aand, maar probeer om dit by te woon, jy sal dit regtig nogal interessant vind. So, geniet dit saam met ons, elke aand gaan ons 18:30 begin. Elke aand gaan ons die deure 6 uur oopmaak. Ons kan dit nie vroeër oopmaak nie, want ons is nog besig. Die helfte van die mense wat hier aan werk, is by ander werke, is by die skool, is besig met goed. So ons is na skool, na werk, is almal hier in die gang, 6 uur in die aand, dan maak ons die deure oop. Jy is welkom uit te gaan by daai deure, jy kan uitgaan by daai deure, jy kan selfs uitgaan by daai deur. So daar's genoeg deure, as daar fout sou wees, kan jy ergens uitkom. Hier sit deur hier onder, maar by hom gaan jy sukkel om uit te gaan. Jy gaan in 'n pyp vasloop. As jy dit gesien het, just say. Maar die res van die deure kan jy almal gebruik, sou dit nodig wees om vinnig uit te gaan. As jy nog nie weet nie, badkamers, as jy hier uitgaan, net af in die gang, links. Net af, links. Nie enige ander plek nie. Daar. Daar is die plek vir. Geniet dit saam met ons sien uit. As jy nie sop gehad het nie, wat het jy gemis? Hier's van julle wat so haastig was om in te kom. Ek love it, maar jy het al gemis op die sop. Is daar nog sop buite? Weet een van julle? Niemand weet nou waar nog sop is nie. Weet iemand waar nog sop is? Yes, so daar's nog sop. Na die tyd sal daar weer sop wees, as daar buite by die toring, en Jenny Koffie is hier besig om koffie en hot chocolate en heerlike goed te maak. Hier's popcorn. Ek weet nie wat nog popcorn na die tyd gaan wees nie. Al die popcorn opgevreet. Julle is wild hoor. Julle is wild. Dit is so lekker dat julle saam met ons kom kuier. So na die tyd ook, kom kuier saam met ons, vat nog 'n koffietjie. Daai saal van ons is oop, en daar binne is vingerborde en tafeltennis, kom speel, kom hang uit saam met ons. Dis baie lekker. Ons kosters het niks anders om te doen nie, hulle wil graag hier bly tot 11 uur toe. Geniet dit saam met ons. Dis vir ons baie lekker. En dan 'n laaste woordjie, na die tyd. As jy voel,
Die Here praat met jou en jy het iets op die hart, jy moet iemand bietjie gesels daaroor. Of jy het net die behoefte dat iemand saam met jou bid. Dan wil ek jou nooi. Kyk gou daar, daai kamer onder die galery. Daar waar daai klomp staan teen die muur. Dis eintlik 'n saaltjie, as jy by daai deur uitgaan, is daar weer deur langsom. Jy kan net daar ingaan na onder. Na die tyd is daar 'n span pragtige mense wat graag saam met jou sal wil bid. Graag bietjie jou hart vol hoor. Dalk vir jou 'n woord of 2 kan help mee. En ek hoor daar's koffies en daar's koekies en daar's tissues. Snot en trane, snot en krummels, by the way. Dis daar vir jou. So kuier gerus daar as jy op jou hart het dat iemand net bietjie saam met jou dalk bid of saam met jou gesels. En dit vriende, is dit. Ons gaan nou ons offergawe opneem. Wat ons manier is vir ons elke byeenkoms wat ons vir God sê, ek vertrou hom met alles wat ek het. So ek kan 'n deel van dit vir hom teruggee. En dan gaan ons eers gaan worship en direk na die worship gaan die ligte afgaan. Moenie bekommerd wees nie, moenie worry nie. Dan gaan dramaties begin. En daarna gaan ons 'n paar ander goed doen. So geniet dit saam met ons, net terwyl dramaties aan die gang is, terwyl hulle hier bo aan die gang is. Asseblief, wees so stil as moontlik dat almal dit kan geniet en almal dit kan hoor. Maak nou seker jou foon is op silent. Alright. Asseblief, dit is baie steurend. Dit steel by 'n klomp mense as jou foon ewe skielik lui of afgaan in die middel van die diens. So, ons sien uit daarna. Dankoffer, worship, sien jou daarna.
'Cause you're just that good, just that kind. 'Cause you saved my life like you said you would. 'Cause you're just that good. Let's say, 'cause you're just that kind. That you saved my life like you said you would. 'Cause you're just that good, just that faithful, and you're just that kind. I'm so grateful that you saved my life like you said you would. So with my hands up high, heart abandoned, and a faith on fire, singing and dancing 'cause you saved my life like you said you would. 'Cause you're just that good. I got the joy of the Lord deep down inside of my soul, and I can hide it no more. I gotta praise Him. I got the joy of the Lord deep down inside of my soul, and I can hide it no more. I gotta praise the one who broke my chains and bought my freedom. What else can I say but thank you, Jesus? Just that good, just that faithful, and you're just that kind. I'm so grateful that you saved my life like you said you would. My hands are high, heart abandoned, and a faith on fire, singing and dancing. You saved my life like you said you would. 'Cause you're just that good. You put a song on my heart, I sing with all that I got. I tell the world who you are, I gotta praise Him. You put a song on my heart, I sing with all that I got. I tell the world who you are, I gotta praise the one who broke my chains and bought my freedom. What else can I say? Thank you, Jesus. 'Cause you're just that good, just that faithful, and you're just that kind. I'm
verkennis, ken hy meer as wat ek ooit sou kon verdien. Prys die Here van my siel, prys die Here want hy is goed. Prys die Here as wat lewe, prys die Here. Prys die Here van my siel, prys die Here want hy is goed. Prys die Here as wat lewe, prys die Here. A firm foundation, our rock, the only solid ground. As nations rise and fall, kingdoms once strong, now shaken, but we trust forever in your name, the name of Jesus. Oh, we trust the name of Jesus. Forever, Almighty God, we lift you higher. You are the only King forever, forevermore. You are victorious. You are the only King forever. Almighty God, we lift you higher. You are the only King forever, forevermore. You are victorious. In all your wisdom, in love and justice you will reign, and every knee will bow. We bring our expectations, our own is anchored in your name, name of Jesus. Oh, we trust the name of Jesus. You are the only King forever. Almighty God, we lift you higher. You are the only King forever, forevermore. You are victorious. You are the only King forever. Almighty God, we lift you higher. You are the only King forever, forevermore. You are victorious. We lift our banner high. We lift the name of Jesus. From age to age you reign. Your kingdom has no end. We lift our banner high. We lift the name of Jesus. From age to age you reign. Your kingdom has no end. You are the only King forever. Almighty God, we lift you higher. You are the only King forever, forevermore. You are victorious. You are the only King forever. Almighty God, we lift you higher. You are the only King forever,
Lift your voices high. You are the only King forever. Almighty God, we lift you higher. You are the only King forever, forevermore. You are victorious. You are the only King forever. Almighty God, we lift you higher. You are the only King forever, forevermore. You are victorious. was dit? Wat kan nog verkeerd gaan in hierdie plek?
en ek gee nie om nie. Sal jy ophou snot snyf en my help? O, sorry jou ding. Ek kom. Jenne, hierdie gaan nie maklik wees om reg te maak nie. Ons gaan vir 'n heel week hier staan voor hulle die nuwe pyp kan insit. Wat bedoel jy die hele week? Meneer, hy weet nie waarvan hy praat nie. Nou, hoe lank gaan dit vat? Meneer, ten minste 5 dae, maar ons word nie jonger nie en hierdie goed is Dis nie swaar. ons plek om te raai hoe lank hierdie dinge vat nie. Ek seker die manager sal nou nie wees, dan sal jy alles uitvind. Wie is die manager? En wanneer gaan hy hier wees? Sy! Sy. O, liewe jammer meneer, jy moenie daai fout maak nie. 'n Mens sê net vir haar 1 keer per ongeluk meneer en soek jou Christendom vir weke daarna. Sy skou jy uit jou geloof uit. Herman Mandjies, shut up. Meneer, moet nie aan hom seer nie. Ek seker die manager sal verduidelik. Wel, dit beter gou wees. Wat is ek veronderstel om te doen met 'n plaas sonder water? As meneer my Meneer, vra jou nie Herman, niemand vra jou nie Herman. So tel op jou graaf Herman en doen jou werk. Meneer, die manager sal verduidelik. Kan julle ten minste vir my sê of julle al gehoor het van 'n Hermine Williams? Wie? Williams, Hermine. Vroumens, moenie vir my kyk nie. Hoe sal ek weet? Nee, jammer meneer. Ja man, ek onthou, die van ons op haar plaas ek. Dis anti-kraal. Nonsens man, daar staan geen niks daarvan op haar hek nie. Dit staan daar so duidelik, soos daglig. Sy het net 'n boerboel op haar hek, so maar lelike ene. Jy dink aan die ou bord, sy het mos 'n nuwe bord laat opsit? O, ja, jy's reg, daai nuwe groen ene. Ja, wat jy wil van die koöperasie vir haar laat maak het. Dis waar. Hy het mos gesê hy sal daarvoor betaal, solank die koöperasie se naam ook op dit staan. Ja, en toe was Wynand so kwaad daaroor, omdat hy nooit afslag by die koöperasie kry nie. Toe slaan sy hom, omdat hy te gesyf is om te weet wat hulle kry en wat hulle nie kry nie. Hoi, shame. En sy werk so hard en haar man van haar drink alles weg. Weet jy wie kry ek die jammerste? Die kind. Daai meisiekind het nog nooit 'n dag in haar lewe haar pa sien werk nie. Shame. Sy gaan ook maar lae standaarde hê as sy ooit 'n man moet vat. Praat jy net so stand Hannie se jongste. Daai kind het nou 'n brandsiek verskoning vir 'n man getrek. Hey, Wat? wie is Hermine Williams? O, ekskuus meneer. Ons noem haar anti-kraal, maar mevrou Williams ken ons. Ek het haar nommer gekry toe ek hierheen gekom het. Iemand het gesê sy sal my kan help as ek eendag vra het. Wat doen sy? Sy is die voorsitter van die boerevereniging. Sy's 'n regte voorvatter. Haar man is nie. Nee, is nie, hy's 'n regte gatvatter. Herman, hou jou bek as jy niets goeds kan sê van iemand nie. Wel hy is. So sy sal my kan help. Meneer sal nie iemand beter as dit kry om vir jou raad te gee nie. Tannie Kraal sal weet wat jy moet doen. Darm 'n bietjie goeie nuus. Ek sal nie te gou bly raak nie, meneer. Wat bedoel jy? Net dat meneer gevra het sy moet kom en die manager is ook op pad. O, liewe hemel, ja. Wat is fout daarmee? Nee, niks verkeerd nie. Meneer moet dit reg staan. Die hare gaan waai wanneer daai twee albei hier is. Hoekom? Meneer, daai toe kom nie oor die weg nie. Hulle is soos olie en vuur. Meer soos olie in 'n land, maar En wie? Is dit wat so wonderlik oor die weg kom? mevrou Ketterly, ons het nie so So wie's die olie en wie's die landmyn in jou storie getrei daar? Wat gaan hier aan, meneer Samuels? Dis Stefan. Noem my sommer net Stefan. Is jy die bestuurder? Ek is ja. Ek is Griselda Ketterly. Noem my sommer net mevrou Griselda Ketterly. Wel, mevrou Ketterly, gisteraand het hierdie pyp van julle ontplof. Ek het gekom so gou ek kon. Dis baie vreemd, meneer Samuels. Dis Stefan en ek sou hoop dis vreemd. Nie gedink julle pyp ontplof so gereeld nie. Jy sal verbaas wees hoe gereeld so iets gebeur. Dit kan Meneer Mandjies, kom ons los die analise van pypwanddigtheid, kritiese drukoorskryding, transiënte drukgolf, kavitasie en waterkolomskeiding. Vir mense wat weet waarvan hulle praat.
tensy jy reken jy is so mens. Indien jy egter net 'n laafvlak werknemer van Trueline is, stel ek voor jy en jou graaf hou julle besig met dit wat julle doen. Trueline sal 'n ondersoek loods om vas te stel wat die oorsaak hiervan was. Hoorie, ek dink hy het Indien daar 'n onverwagse voorval met die pyplyn was, sal ons die herstelwerk onderneem. jy hoef nie so Indien dit egter blyk dat jy of enige van jou werkers op jou plaas verantwoordelik was vir hierdie skade, sal jy teen volle verantwoordelik gehou word daarvoor. Ekskuus. As ek verantwoordelik gehou word vir enige skade, wat die hel dink jy het ek hiermee te doen? Ek hoef nie daaroor te dink nie, meneer Samuels. Ek sal my reaksie hou by die uitslaag van die ondersoek. Sodra dit afgehandel is, sal Trueline bestuur u kontak om verdere stappe te bespreek. En wat is ek veronderstel om te doen tot dan toe? Dit, meneer Samuels, is nie my probleem nie. Jy is die boerie. En na wat ek verneem van jou leer, is dat jy reeds ontevrede was oor Trueline se diens. Wat? Wat bedoel jy met my leer? En waarvan praat jy? 3 Februarie het u Trueline gekontak om met 'n bestuurder te praat, want u was ontevrede oor die waterheffing van die vorige maand. Ek het net gebel om te hoor hoekom ek so baie betaal vir water wanneer ek skaars begin besproei het. Meneer Samuels, ons waterheffing is dieselfde wat dit nog altyd was. Ek waardeer nie dat u ons diens in twyfel trek nie. Ons is die waterverskaffers vir elke boerdery in hierdie vallei. Voor jy aangekom het, 6 maande terug, het ons nog geen klagtes gehad oor ons waterheffing of ons diens nie. Dalk help hierdie onderbreking jou om die noodsaaklikheid van ons dienste herstel. Dame, ek is nie 'n boer nie, maar ek dink is 'n goeie tyd vir jou om te gaan. Meneer Samuels, jy wil nie 'n van my maak nie. Ek is die topbestuurder. Sally! Mevrou Williams, ek is nie jou Sally nie. Sally, ek dink die man het gevra dat jy maar eerder gaan. Miskien is dit tyd om jou mooi skoentjies te gaan skoonmaak. Net nou lyk dit of jy gewerk het vir 'n slag. Ons sal in kontak wees, meneer Samuels. Bye Sally! Jemmel, dis nou 'n lekker gemors. Verskoon my, is jy Hermine Williams? Sorry, ja man, dis ek. Jy het my gebel, jy het gesê die pyp het ontplof, maar ek het nie geweet dit is so 'n gedoente nie. Ek dog jy oordryf maar, omdat jy 'n stadsjapie is. Ek? Nee. Ja, dit was 'n groot slag. Julle stadsmense skrik mos maar vir alles, hoor ek. Magtig, wat het julle twee aangevang? Julle sal die man se plaas wegspoel. Nee, Antikrou, dis nie ons nie. Hierdie pyp het sy gat gesien. Jy kan dit weer sê, nou kan ons almal die pyp se gat sien. Nou toe ou maat, moenie laat hierdie gemors jou vreugde steel nie. Dis nog 'n dag in 'n boer se lewe. Ons sal jou hier deurkry. Wie is ons? Die boere. Ek is die voorsitter van die boerevereniging. Ons help mekaar. Dis al hoe ons boerdery kan laat werk. Okay. Dis gaaf. Wat moet ek nou doen? Wel, die eerste ding is jou diere. Wat het jy? Jou diere. Skape, beeste, bokke. Wat het jy? Okay, laat ek sien. Dis so 140 skape en 52 beeste. Skape of ooe? Is dit nie dieselfde ding nie? Ons gaan koffie nodig hê. Getreida, wil jy nie asseblief my fles in die bakkie gaan kry nie? Reg, die krag. Skape is skape. Ooe is net volwasse vroulike skape. As jy 140 skape het, dan het jy 140 skape. Groot, klein, alles. As jy 140 ooe het, kom daar nog lammers, hammels en ramme by. So, het jy 140 skape of 140 ooe? Moet ek weet hoeveel lammers, hammels en ramme jy ook het?
140 skape. Almal van hulle. Dis die mannetjies en die kleintjies ook. Koop jou van moerkoffie. Altyd. Die mannetjies ook, sê jy. OK. Kom ek gee jou 'n tip. As die ander boere ooit hoor dat jy na die ramme verwys as mannetjies, gaan jy nooit die einde daarvan hoor nie. Die mannetjies is ramme. Baie dankie. Wat het jy gesê is die ander genoem? 'n Man wat wil leer, dis darm 'n goeie teken. Lammers is kleintjies wat nog aan hulle ma drink. 'n Speenlam is 'n jong skaap wat van die ooi geskei is en 'n hamel is 'n hamel. Wat is dit? 'n Hamel. Wat is 'n hamel? Dis 'n jong ram wat 'n knaters afgeknip is. OK. Moenie worry. Jy sal dit nog leer ken. So, ons sal jou diere kom haal en hulle optel tussen jou bure. Hulle kan daar loop totdat die pyp reggemaak is. Vir jou voer wat hier groei het ek nie veel hoop nie. Jy sal dit heel moontlik verloor. Ek gaan nie vir jou lieg nie. Dis bad, maar jy sal okay wees. Maar wat van ander water? Wat bedoel jy? Ek bedoel ander water om my nat te maak. Hier is nie ander water nie, ou maat. Hier is True Line. Dis al water wat hier is. Maar dit kan mos nie al water wees wat hier is nie. Dis letterlik al water wat hier is. Dis net hoe dit is. Dis normaal. Hoe kan jy sê is normaal? Dit kan mos nie so wees nie. Wat van die voordat die pyp hier was? Voordat die pyp hier was, daar is nie 'n voordat die pyp hier was nie. So hierdie ding het homself gebou. 244 km daarvan. Ek weet nie hoe dit hier gekom het nie, maar dit was nog altyd hier. En dit het nog altyd gewerk. Vir so lank as wat ek lewe, was dit nog altyd so. Maar dit kan nie so wees nie. Hoeveel van die ander boere is afhanklik van hierdie pyp? Almal is. Die hele vallei is. Almal. Hier moet honderde boere wees. 189 boere. En hoe anders moet ons water kry? Uit hulle damme, uit hulle riviere, deur reën, waar die res van die wêreld water kry. Stefan, waarvan praat jy? Is dit hoe jy water gekry het, waar jy vandaan kom? Lê dit in holtes in die grond? Val dit uit die lug uit? Ja, dit reën. Come on, Stefan. Jy's nie ernstig nie. Reën, dis 'n bedtydstorie vir kinders. Dis 'n fairy tale. Daar is nie so iets nie. Natuurlik is daar so iets soos reën. Hoe kan jy sê is net 'n fairy tale? Ek het al baie gehoor van mense wat praat asof dit net 'n kinderstorie is. Natuurlik is daar so iets soos reën. Dis vir die res van die wêreld water kry om mee te boer. Ou maat, jy's nog nie lank met ons hier, maar dis seker nou al 'n jaar. Het jy al ooit so iets gesien? Water wat uit die lug uitval? Ek is nog net 7 maande hier. En ja, julle dalk 'n droogte vir 'n paar jaar. Maar dis goed dat die pyp dan hier is. Maar dit kan nie die enigste manier wees om water tot hier te kry nie. Wat bedoel jy met 'n droogte vir 'n paar jaar? Dis nie droog nie. Dis eintlik 'n goeie seisoen. Behalwe vir jou verdomde pyp wat opgeblaas het. Hier in die vallei reën dit nie. Dit het nog nooit nie. Hoe bedoel jy dit reën nooit nie? Ek bedoel dat dit nog nooit hier gereën het nie. Ons water kom van True Line af. Dit het nog altyd, vir meer as 100 jaar, boer ons gesinne al hier en dit het nog nooit hier gereën nie. Sê jy vir my dat ek die enigste nuwe boer is in 100 jaar? Verstaan jy hoekom almal so verras was om te sien dat iemand op hierdie grond kom boer?
Hierdie plaas het leeg gestaan vir generasies. Ons het groot geword met stories oor wat geword het van ou Stefaans, jou oupa. My oupa, het julle hom geken? O, nee. Niemand hier het hom geken nie. Maar daar was altyd stories oor waarom hy hier weg is. Ons het mekaar as kinders bang gemaak met stories oor wat op sy plaas gebeur het om hier weg te jaag. Was dit spooke, skuld, het hy iemand vermoor en toe gevlug? Wat rook julle in hierdie vallei? Ons familie is skrywers. Ons was nog altyd gewees. En ek sou nog steeds een gewees het, as dit nie was vir my pa se verdomde testament wat vir my 'n plaas op hierdie absurde vallei gelos het, wat ek nie kan verkoop nie. Okay, Stefan, ek ken jou nie so goed nie, maar ek weet dit. 1, jou oupa het hier geboer. 2, dit reën dalk waar jy vandaan kom, maar dit reën nie hier nie. 3, totdat hierdie pyp nie reggemaak is nie, gaan jy nie water kry nie, en laastens, jy gaan swaar kry as 'n boer. Jammer. Wel, ons stem saam oor een ding. Ek is nie 'n boer nie. Ek het nie hiernatoe gekom om een te probeer word nie. Ek het gekom om te kyk of ek kan ontslaa raak van hierdie verdomde stuk grond. Ek sal moet gaan. Die son trek water. Jammer, ek het nie bedoel. Ek sal reël dat ons jou skape en beeste optel. Niemand sal iets vat nie, ons kyk na mekaar. Jammer, ek het nie. Hierdie plase is ons lewe. Niemand kom nie en niemand gaan nie. Hierdie is ons lewe. Ek is jammer as dit nie vir jou veel beteken nie, maar ons plase is wie ons is. En die water is wat lewe gee. Sonder water boer jy nie. Geen water, geen lewe. Daar gaan sy. Jy het Tante Krol lekker omgehou. Shut up, Herman. Meneer, sy is maar kort van draad. Maar sy sal seker maak jy boer nie alleen nie. Hoi. Liewe hel, wat nog? Genade, wat 'n gemors. Môre Getryda, môre Herman, Josef Roberts, aangenaam. Stefan Samuels, aangenaam. Ek moes al vroeër by jou uitgekom het man, maar is lamptyd en die oeye hou mens besig. Wat op aarde het hier gebeur? Dis die vraag wat almal vra. Ek het gisteraan die pyp hoor ontplof en toe, jammer, wie's jy? Josef Roberts, ek boer daar bo in die Soetvallei. Dis so 30 kilos van hier af. Meneer Robert se gesin boer al hier vir honderde jare. Ja, dankie Getryda, gaan julle twee aan. My familie het al diep spore getrap in hierdie vallei. Jy's van die stad af, né? Ja, ek kom nie van hier af nie. My oupa het op hierdie plaas geboer en toe vir my pa gegee en toe dit was baie onverwags. Onverwags? Het jy nie geweet nie? Dat my familie 'n plaas besit? Nee, glad nie. Eerste woord wat ek hiervan gehoor het, is toe my pa se prokureur die testament vir my lees. En nou sit ek hier, in die modder. Wat 'n voorreg. Nou kan jy boer op een van die mooiste stukke grond in die mooiste vallei in die land. Jammer. Ek deel ongelukkig nie jou entoesiasme nie. Ek weet van boerdery niks nie. En hierdie plek maak nie sin nie. Is dit waar dat dit nooit hier reën nie? Nee, het reën nie hier nie. Het nog nooit nie. En hoef ook nie. Ons het al die water wat ons nodig het. Trueline voorsien aan al ons behoeftes en ons het alles wat ons nodig het hier. Maar weet jy dat dit so werk in die res van die wêreld nie? Ja, natuurlik. Op ander plekke reën dit. So jy weet. Ja, Stefan, reën, donderweer, riviere, damme. Ons boer al hier vir honderde jare. En meeste van ons sal nooit die vallei verlaat nie. Maar dit beteken nie dis wet nie. Dis net ons manier van lewe. Ek ken die stede en die lande en die wêreld daar buite. So jy was al uit. Daar's min plekke waar ek nog nie was nie. Maar hier is die heel beste plek. As jy dit 'n kans gee, sal jy sien hoe goed die lewe hier kan wees. Maar wat van ons kry jou pyp reggemaak? Ek vermoed jy die bestuurder ontmoet.
Ek reken sy en jy sou nie goed oor die weg gekom het nie. Nee, glad nie. Ek dink jy sou gaan enigiemand uitsit om die pyp reg te maak nie. Los dit vir my. Môre Griselda, dis Joseph Roberts hier. Ja, dankie. Ek staan hier op Stefan Samuel se plaas. Hoe laat is jou span hier? Nee, Griselda, maak dit sommer die eerste prioriteit. Dit was nie 'n vraagie, Griselda. Vandag nog. Baie dankie. Totsiens. Laat waai julle twee. Ek reken ons kan die gemors teen môre reg hê. 100% meneer, ons sal wikkel. So, jy werk vir die waterplek. Vir Trueline. Nee, soos ek sê, my familie boer al hier vir 100 jare. Dit help dat ons 'n goeie verstandhouding het. Nou ja, toe. Daar's seker heelwat wat jy nog wil doen vandag en ek het klomp oeye wat nie gaan wag nie. Sterkte, Stefan. Ja, ek het seker wat om te doen. Jy sal sien. Is 'n lekker plek om te wees. Jy moet net jou plek ken in hierdie vallei. Meeste mense wat hier bly, het die plek lief met alles wat hulle is. Joseph, Roberts. Meneer Joseph Roberts. waar pas hy in? O, meneer Roberts se familie het omtrent hierdie vallei gestig. As ek reg is, was dit die heel eerste gesin wat hier kom boer het. Hemel, jy moet hulle huis sien. Dis 'n plaas en 'n half daai. Ek dink hy besit amper die hele Soetvallei gedeelte. Ek dink sy plaas is so groot soos 15 van jou plase. 15. Ek tog almal sê ek het 'n groot plaas. O, jy het. Maar meneer Roberts se plaas is 'n ander tipe groot. Hoe lank dink julle gaan hierdie vat? Nee, jammer. Dis sal net die manager vir jou kan sê. O, vreugde. Waar is al die water? Water? Toe die pyp ontplof het, sou daar water uit die pyp uitgekom het. En ons sou daar in die pyp gestaan het. Maar daar's niks. Ek dink dit verdamp maar net vinniger in die pyp. Buitendien, hulle maak die pyp toe by die klep onder in die vallei as so iets gebeur. Maar sou daar nie water in die pyp gestaan het nie? Sou nie weet nie. Net die ingenieurs weet hoe werk die besigheid. Dankie julle twee. Ek sal moet gaan. Ek sal moet gaan. Ek is seker hier is baie werk vir julle om te doen op die plaas. Totsiens meneer. Daai man is nie 'n boer se beskuit werd nie. Dit kan jy weer sê. Ek gee hom nog 6 maande. 6 maande. Ek dink nie hy gaan nog 6 weke hier hou nie. Het jy gehoor het gekla oor Trueline se werk? Ag, shame vrou mens. Hoe sou hy weet? Hy sou nog op die harde manier leer werk het hier. Shame.
30 tot 60 dae. Afhangend van hoe jy gebou is, hangend van hoe gesond jy is, kan jy 30 tot 60 dae leef sonder kos. 3 na 4 dae. 5 as jy baie gelukkig is hoe lank jy kan oorleef sonder water. So ons word dors. En almal van ons doen. Ons het ook 'n ander soort dors. Ons het 'n dors nie net vir water nie, ons het 'n dors vir goed wat jou lewe die moeite werd maak om te leef. En dis absoluut elke mens wat nog ooit geleef het. Dis nie so tasbaar soos hierdie water nie, dis nie dieselfde tipe dors wat jou lyf gaan wat ophou werk nie, maar dis iets wat inherënt vir elke enkele mens is wat nog ooit asem gehaal het. Ons het 'n dors vir goed wat ons laat leef, wat jou iets gee om voor op te staan in die oggend. Ons almal, teen die bank, het daai behoefte vir goed soos liefde, vir aanvaarding, vir deel wees, vir voel ek het 'n rede hoekom ek bestaan, ek beteken iets. Almal het dit. En dan leef ons in 'n wêreld wat 1000 keer 'n dag vir jou sê, hier is die water. Hier is dit wat jy die nodigste het. Hier is daai ding wat jy nodig het om daai dors te les, om dit beter te maak. En dis 'n klomp goed. Dis goed wat ons koop. Dis goed wat ons kry. Dis goed wat ons doen. Dis 'n wêreld wat vir jou vertel daai water is jou geld. Dis wat hy dors gaan les. Dis iemand anders se aandag. Dis iemand anders wat vir jou tyd gee en jou raak sien. Dis die klere wat jy aantrek. Dis die goed wat jy kan koop. Dis die kar wat jy ry. Dis die huis wat jy het. Dis die status wat jy het. Dis wat ander mense sê as hulle jou sien. Dis die dwelms wat jy gebruik. Dis die goed waarin jy jou tyd spandeer. Maar nie alle water is goed nie. Oor so 4 dae, dan is dit 86 of 81 jaar terug, 81 jaar terug. Toe die USS Indianapolis, oorlogskip, in die Tweede Wêreldoorlog, ergens naby Japan, deur die Japaneese duikboot gesink is. 'n Paar torpedo's tref die skip, en die Indianapolis gaan af, en daar bly ongeveer 900 mense oor. Daar so 200 na 300 matrose dood in die ontploffings, maar daar bly 900 van hulle oor in die water. Hulle weet nie, maar 3,5 dae later gaan hulle gered word. Op die 2 Augustus was hulle gered geweest. En teen die tyd toe hulle gered is, toe is daar van die 900, so net 'n bietjie oor 300 oor. Byna 600 van hulle is dood. Nie van dors nie, van die verkeerde water. In een van die gruesomste, skerigste verhale van werklike vreemde goed wat mense kon beer, is hierdie storie neergepen deur 2 skrywers wat aan boord was, wat later boeke geskryf het oor wat gebeur het. Eerste dag het almal mekaar gehelp. Hier is mense wat hulle lewe saam waag in die oorlog, hier is soldate wat saam opgelei is, maar hulle is nie matrose in die ou sin van die woord, van mense wat die see geken het nie, hulle is soldate. Hulle leef in 'n groot skip, hulle het nie almal te doen met die water nie, inteendeel min van hulle het. Hulle is kenners op ander gebiede van oorlog en van die masjiene waarmee hulle werk en die kos wat hulle moet maak. Maar dag 1 is almal bymekaar. Dag 2 help hulle mekaar in 'n handjie vol van die oorlewendes wat beserings opgedoen het in die ontploffing gaan dood. Teen die einde van dag 2 verander alles. En hulle bekommernis en in hulle onkunde begin hulle seewater drink.
En wanneer jy seewater drink, dan versnel dit hierdie uitdroogproses van jou liggaam ontsettend. En dit tas eers jou brein aan, want jou liggaam probeer uit elke sel in jou lyf uit vir jou water gee, om al hierdie sout wat jy ingeneem het te hanteer. En teen dag 3, toe begin hulle mekaar doodmaak. Een begin dink hier's 'n monster tussen hulle, en begin met 'n mes wat hy by hom het, ander oorlewendes, sy broers, sy mense, sy medesoldate aan te val. Ander begin dink hulle sien Japaneese spioene tussen hulle op die wrakstukke en val mekaar aan. Party van hulle sê hulle het oortuig geraak, daar's vars kos en water en bemanningslede wat vir hulle wag onder op die Indianapolis. Hulle moet dit net gaan haal en hulle begin afswem om nooit weer op te kom nie. Die tyd wat hulle gered word, 3,5 dae later is 300 oor. Die meeste van hulle is dood oor verkeerde water. Op 'n stadium sit Jesus by 'n put saam met 'n vrou en hy vertel vir haar van water. En hy skryf hierdie woorde, hy sê vir haar hierdie woorde, Johannes 4 vers 10. As jy vir die gawe van God geweet het en wie dit is wat vir jou vra, gee vir my water om te drink, sou jy hom gevra het en hy sou vir jou lewende water gegee het. En 'n paar verse later, elkeen wat van hierdie water drink, sal weer dors kry. Maar wie van die water drink wat ek kom gee, sal tot in ewigheid nooit dors kry nie. Die water wat ek kom gee, sal in hom 'n fontein van water word wat opborrel tot ewige lewe. Daar's net een water. Daar's net een water wat vir jou meer lewe gaan gee. En dis Jesus. Die probleem is nog nooit gewees dat ek en jy hierdie dors het en hierdie behoefte in ons het om iets meer te hê nie. Die probleem is waarmee ons kies om dit vol te maak. Die probleem is die water wat ons kies om te gebruik daarvoor. Die enigste water wat vir jou ware lewe gaan gee, is Jesus. Die enigste water wat jou reg vol gaan maak, is Jesus. Al die ander goed in jou lewe, waarmee jy kies om dit te probeer volmaak, party van dit, obvious, bad goed, ons hou dit geheim, ons weet, ja, ander, jy's lyk mooi man, dis oulike goedjies, niemand klaar daaroor nie, maar ek weet ek's besig om my plek in my, wat iets meer soek, te probeer volmaak hiermee, wat ook al dit is, waarmee jy kies om dit vol te maak, stop dit. Want dit is besig om 'n lewe te steel by jou. Kry vir jou die enigste water wat ewig en werklik vol maak. En dis Jesus Christus. Hy wag vir jou met ware lewe. Heilige Here Jesus Christus, U wat die ewige water is, wat die lewende water is, U wat 'n lewe gee, wat ek nie heeltyd moet probeer onderhou en volhou en oukei hou en myself probeer oukei maak met goed die heeltyd nie. U wat lewe gee, wat vir ewig hier gaan leef, wat uitborrel uit my uit. U wat my dors en my honger en hierdie leemtes wat ek in my lewe beleef, kan vul, nie net vir nou nie, maar dit verander in 'n fontein wat lewe gee vir ander ook. Dis vir U wat ek wil hê. Heilige Gees, ek bid vir elkeen van ons. Wys vir ons wat die goeders is wat ons kies om hierdie dors van ons te probeer volmaak mee. Heilige Gees, wys vir ons wat dit is wat ons gebruik om hierdie plek vol te maak wat eintlik net U kan volmaak. Laat ek kan uitroep en sê, Here, dis vir U wat ek nodig het. Ek wil hier goed los. Dis vir U wat ek nodig het. U is alles. Amen. Kom ons staan.
Jesus, zoveel meer. Hier is meer as wat ek wou hê. Jesus, zoveel meer. Wees my alles hier. Is hier ons vangschuil as 'n stormwind, die plek waar ek al by my grond kom soek. Hier is alles hier. Is die son in 'n plek waar het donker is, my helde laat en die ware lig. Hier is alles hier. Hier is alles, zoveel meer. Hier is meer as wat ek kan weet. Daarom buig ek voor U neer. Wees my alles hier. Hier is hier ons waar ek skuil as 'n stormwind, die plek waar ek al by my grond kom soek. Hier is alles hier. Hier is die son in 'n plek waar het donker is, my helde loop in die ware lig. Hier is alles hier. Kom eens vat my alles, vat my alles, vat my lewe nie is alles hier. Vat my alles, vat my lewe nie is alles hier. Is hier ons grondse, is hier ons vangschuil as 'n stormwind, die plek waar ek al by my grond kom soek. Hier is alles hier. Is die son in 'n plek waar het donker is, my helde loop in die ware lig. Hier is alles hier. Hier is alles hier. Ja, hier is alles hier. Môre aand 2 van dramaties, en dit gaan baie dramaties wees. Kom kuier asseblief saam met ons, kom kry 'n koffie, kom geniet dit saam met ons. As jy graag wil hê iemand moet vir jou bid, of saam met jou bid, of jy graag wil iemand gesels, kom kry ons daaronder, in die galerysaal daaronder. En ek vir jou nooi, asseblief kry iemand, sê iemand, skool, werk, waar is dit? Bring hulle môre saam, kom wees deel daarvan. Ons gaan altyd daai blok laaste oopmaak, net omdat jy 'n bietjie kan uitmis op van die goed as jy daai kan sit, maar hier sal genoeg plek wees. Nooi hulle saam, bring hulle saam, kom wees saam met ons môre aand 6:30, 6:30. Mag die lewende water van Jesus Christus nie net vir 'n oomblik op 'n Sondag aand daai dors in jou stil maak nie, maar mag jy hom kies as die water vir jou lewe elke dag, sodat uit jou daai lewende water sal vloei na almal om jou. Dit is wat God vir jou wil hê. Dit is waarvoor jy gemaak is. Nie om dors en honger en sukkelend deur die lewe te gaan nie, maar om hierdie lewende water na 'n wêreld te kan vloei wat dors is. Die liefde van God ons Vader wat vir my en jou gemaak het. Die genade van Jesus Christus sy Seun wat die water vir ons is en die krag en die teenwoordigheid en die stem van die Heilige Gees van God is by jou. Bly by jou. Gaan leef met dit. Amen.